Wanneer ons nou vanaand met mekaar deel by die 5de geleentheid rondom die skool van gehoorsaamheid, dan weet jy nou al die verskillende aspekte wat ons hanteer het, en ons het by verskillendes van hulle stilgestaan, ek gaan dit nou nie weer herhaal nie. Vanaand wil ek graag die laaste aspek met julle hanteer, en dat ons harte voor die Here daaroor sal toets en instem, en ek bid dat dit jou sal motiveer en sal aanspoor. En dit is die steunpilare van gehoorsaamheid. Wat is daar wat dit vir my en vir jou makliker maak om gehoorsaam te wees? Wat is daar wat ons help? En met hierdie vertrekpunt wil ek nou hê ons moet nou eers 'n bietjie mooi dink met 'n illustrasie wat ek met julle wil deel. Wat 'n ding is 'n steunpilaar? Dis 'n hulpmiddel. Dis iets wat my help om sekere goed makliker te kan doen. Of om die ongemak te verlig. Kan julle my gou help? Dink aan 'n voorbeeld. Ek gaan hom vir julle beskryf. Julle kan sy naam vir my hardop sê. Iets wat vir ons help om gemakliker te loop. As jy nou bietjie aangestap het in die jare en jy het nie meer die spoed wat jy gehad het nie. En jy is bang om te val. Waarmee loop jy dan? Vir baie sensitieve woord, né? Jy gaan sien 'n skopie ou mense teen 'n kierie. Daar waar niemand kyk nie, sal hy met hom loop. Hulle word net soos tieners. 'n Tiener is baie selfbewus. En as jy nou in daai kiriebende inbeweeg, dan raak jy weer net so selfbewus. Hulle moet toch net iets sê van jou kirie nie. Want jy wil hom nie gebruik nie. Maar as jy nou nie 'n keuse het, dan is dit nou so. Want dit dry so 'n bietjie in. Ek ben aan baie was maak vrede daarmee. As ons gaan stap, dan loop jy ook met 'n stapstok of met 'n kierie. Veral as jy nou baie skuinstes in gevaarlike terrein beweeg, en jy kan gly en kan val. Dit het niks te doen met oud word nie. Dis net common sense. Maar dis 'n hulpmiddel om sekere goed vir jou makliker te maak. Daai hulpmiddel vat nie jou taak oor nie. Dit vervang nie jou taak nie. Dit maak dit net makliker. Ek het nou daar nie kom by hierdie ouetjie gaan uithaal. So ek wil hom nou vir julle wys, ek kan nou nie te veel rondloop met die kamera nie. Wat sê julle van hierdie skoppie van die kerk? Jy kan nou sien wat is die gemiddelde ouderdom hierso. Dis die kerk se skoppie. Hierdie ding spaar jou ten minste 10 bukke per minuut. So ek het hom nou nog gebruik, en toe was dit vir my baie vreemd en snaaks om met hierdie ouetjie so. En toe besef ek, dis 'n steunpilaar. Ek gaan hom vir julle wys. Laat ons hom kan onthou. Dis nogal 'n baie nice ding. En dis daar kry jy sulke modelle wat die honde mis mee optel. En as jy nie meer agter in die bakkie kan klim om daar voor by te kom nie, dan maak jy 'n plan met 'n hak wat daar agter in die bakkie bly. En jy gebruik hom om die goed nader te trek. En as jy nie meer bykom om die skoene vas te maak nie, dan jy nou ander hulpmiddels om 'n plan te maak. Ek kom die ander dag daar by 'n plaasboer aan. En hy is ook nog al 'n ou man. Nou moet hy sy kort gumboots aantrek. Nou die goed is mos nie altyd gemaklik nie. Nou sien ek uit vir hom so tang geprakseer. Hy werk net soos hierdie model met die skoppie. Hy staan net so reg op 'n hakker, hy skoen. As hy in, haak hy die hakke op.
Ek komplimenteer hom toe nou met sy skerpheid. Nou staan my skoppie en uitwerk, hoeveel bikke spaar hy nou in 'n week? In 'n maand. Met daai McGafter wat hy net so vat aan sy skoen aan. Right, ons het hom nou. Wat se ding is 'n steunpilaar, dis 'n hulpmiddel. In ons skool van gehoorsaamheid en in hierdie proses waardeur ons gaan en ons met verskillende toetse gebombardeer word en ons verskillende goed moet leer rondom gehoorsaamheid, is daar altyd hulpmiddels langs die pad, steunpilare om my en jou te help. En die Here beskik dit. En as ek en jy 'n ingesteldheid daarop het om dit raak te sien, is dit soveel makliker. Dis soos om die geleenthede raak te sien om 'n aanknopingspunt te kry om met iemand die evangelie te deel. Jy sien net die gaping, maar as jy nie daarop ingesteld is nie, dan kom hy en hy gaan. Nou net so wil ek hê jy moet met hierdie gesprek van vanaand en dit wat ons deel, wil ek hê jy moet vir die Here vra om vir jou hierdie ingesteldheid te gee. Wat sit u vir my langs die pad neer? Om my te help in gehoorsaamheid. En ek wil graag hierdie hulpmiddels met jou deel. Jy kan sonder dit klaarkom, maar dit is baie moeiliker en baie ongemakliker. En soms het ons ook so 'n bietjie van 'n geestelike trots, asof ons nou sonder dit kan klaarkom. En ons verarm onsself in die proses. En ons vereensaam. En ons maak dit vir onsself ongemaklik. Wanneer ons hulle deurwerk, dan kan jy weer saam met my blaai. En die eerste ene wat ek met jou wil deel, is in 2 Korintiërs hoofstuk 1, vers 20. Ek lees vir jou die vers, daarna gaan ek jou sê wat is die hulpmiddel. Jy gaan dit in elk geval sien in die lees van die vers. 2 Korintiërs 1 vers 20 staan daar. Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en in hom amen, tot heerlikheid van God deur ons. God se beloftes is vir ons 'n hulpmiddel. Dis waarop ek en jy steun. Dis waarop ons staat maak. Dis waarop ons wag. En al sy beloftes is in hom, ja en amen, tot heerlikheid van hom, maar hoe? Deur ons. So daai belofte het geen waarde as dit nie deur ons gebruik word nie, as dit nie deur ons opgeneem word nie, as dit nie deur ons toedoen in vervulling gaan met refleksie na die heerlikheid van God toe nie. So daar is 'n ou spreekwoord wat altyd gesê het, gaan wag maar net vir die Here daar by sy beloftes, jy sal hom daar kry. As jy onseker is, en jy voel verdwaal, en jy weet nie wat kant toe nie, wag net daar by sy beloftes, jy sal hom daar kry. Sy beloftes is 'n steunpilaar vir my en vir jou. Hebreërs 13:5 sê hy, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Wanneer ek sê jy nie steek laat nie. Ek sê jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hy gee die belofte vir sy disippels toe hy hulle uitstuur in Matteus 28. Alle mag is aan my gegee.
En hy sê vir hulle, ek is met julle. Hy loop saam met ons. En die beloftes van die Here is betroubaar. Ons kan daarop reken, want dit is vir ons 'n steunpilaar. Nou, dit is 'n baie wye onderwerp. Daar's baie verskillende beloftes van die Here, en dit sny baie kante toe. Maar die volgende keer wanneer jy weer soek na 'n steunpilaar, gaan kyk 'n bietjie in die psalms, hoe die psalmskrywers hierdie beloftes van die Here beskryf en daarop steun. Beloftes van die Here vir ons persoonlike lewe, beloftes van die Here oor ons oorwinning oor die stryd met die sielevyand. Dit is 'n steunpilaar. Wanneer ek en jy aanslaan stryd van die wêreld beleef en ons weet die sielevyand sit agter dit, en ons roep byvoorbeeld 1 Johannes 4 vers 4 op, en ons steun daarop. Hy wat in julle woon is sterker as hy wat in die wêreld is. En dit bring onmiddellik vir jou 'n ander uitkyk om op hierdie belofte van God te staan. Jakobus 4 vers 7. Onderwerp julle aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Dis 'n belofte. Dis sal. Nie miskien nie. Maar die voorwaarde is, onderwerp julle aan God. En die oomblik wanneer ek my aan God onderwerp, het ek die autoriteit om die duiwel te weerstaan. Nie om elke hoek en draai te wyk Satan voor en wyk Satan agter nie. Maar in my onderworpenheid aan God, die Satan te weerstaan. En die Bybel sê hy sal wegvlug. So kan ons die een na die ander noem rondom die Here se beloftes wat vir ons 'n steunpilaar is. En wanneer jy moeg raak, wanneer die bene nie meer wil nie, wanneer die vlees nie meer wil nie, gaan steun op sy beloftes. Dis absoluut betroubaar. Die tweede steunpilaar wat ek met u wil deel, is jou eie trekrekord, jou persoonlike mylpale. Wanneer ek en jy in hierdie stryd van gehoorsaamheid is, en die aanslag kom, dan gebeur dit spontaan. En 'n kind van die Here se soeke na die Here, dat ons teruggaan op ons trekrekord. En jy kyk terug in jou eie verlede, hoe die Here jou gedra het, hoe die Here voorsien het, hoe die Here gesorg het. En dit word vir jou 'n steunpilaar, 'n bemoediging. Soms is dit nodig, wanneer jy weer bid, en jy danksegging aan die Here bring, gaan haal 'n bietjie daai ou getuienisse uit, en sê vir die Here dankie daarvoor. Sê vir die Here dankie
vir dit wat hy gedoen het. Dit is gewoon net so oomblikie, dat ek het sien watter enetjie sal het wees, dat ek hierdie ene afsit, is dit hy. Watter een is dit? Goed, ek gaan so lang aan, my buurt, kom ons kyk as hierdie batterij ruil, kom ruil om net, ek gaan net harder praat, kan julle my hoor? Goed, ek praat net harder, ek het nie 'n probleem daarmee nie, die gat in my silencer, het my nog altyd gehelp, ek wil net hierdie oukie vir hy hier achter my rug aangee, dan kan sy nou hier, ding doen, dan gaan ek so lang aan, daar is die charger en daar is die klomp batteries. Wanneer jy weer bid, en jy kan haal die ou getuienisse uit. Die meeste van die getuienisse gaan vir ander mense nie veel waarde hê nie. Maar vir jou het dit waarde, want jy was daar. Jy het dit beleef. En dit word vir jou 'n steunpilaar. Daai getuienisse wat as jy nou vir iemand daarvan vertel, nee, dis mooi. Baie van die getuienisse het die betrokkenes al uitgefaseer, wat daarbij betrokke was, maar dit het vir jou waarde gehad. En die oomblik wanneer jy weer in daai argiewe gaan krap, en jy dank die Here daarvoor, dan bring die Here daai verlede ervaringe, bring hy in herinnering. En dit word vir jou 'n steunpilaar vir dit waarmee jy nou worstel en waarmee jy nou besig is. Lesse van die verlede, of wel een of ander boek wat jy gelees het, een of ander boek wat jy gelees het, of iets wat vir jou waarde gehad het, en dank die Here daarvoor. Miskien is daar iets wat 'n herinnering bring, van iets wat die Here vir jou in die verlede gedoen het. Jy sien iets in die dorp, of iewers op die pad, of waar jy beweeg, en ewe skielik bring dit 'n herinnering van 19 lang al terug. Gebruik dit, want hy is absoluut betroubaar. Jesus Christus is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Hy verander nie. En daai getuienis wat jy in jou hart het, of dit wat die Here met jou gedeel het, al is hy nou horing oud, vir God is hy nog so vars soos nou, want hy is die ewige nou. Wanneer ons selfs net dink aan ander getuienisse, goed wat ander mense beleef het, en jy roep daai getuienis op in jou gedagtes wat iemand dalk iewers eendag gedeel het, dit het waarde. Dit word amper sentimenteel. Die derde steunpilaar wat ek by jou wil los, is ander kinders van die Here se betrokkenheid. Nou, die Bybel praat geweldig baie daaroor, en as 'n mens nou moet begin 'n teksverse uitsoek daarvoor, is daar geweldig baie. Maar ene wat vir my 'n gunsteling is Hebreërs 12, wat handel oor die prys wat die Here Jesus betaal het in sy gehoorsaamheid. Ons het reeds daarna verwys in die week,
Maar dan hierdie uitdrukking wat hy gebruik, daarom dan terwyl ons 'n wolk van getuies rondom ons het, laat ons ons oë vestig op Jesus, die leidsman en volleinder van die geloof. Hierdie wolk van getuies is ander kinders van die Here, wat by my en jou lewe betrokke is. Dis 'n steunpilaar. En God het ons mekaar mense gemaak. Die Bybel is vol van die mekaar teksverse. Daarom moet ons by mekaar betrokke wees. Dis nie 'n one-man band nie. Die Here het ons nie in aparte hokkies gesit, en elkeen vir homself nie. Ons is mekaar mense. En daarom werk die Here. Ook in kinders van die Here se lewe waar hulle by mekaar betrokke is. Waar hulle in mekaar se lewens belê. Of dit 'n oproep is, of dit 'n besoek is, of dit 'n vinnige geselse iewerste is. Jy weet wat dit vir jou beteken. En jy het dieselfde effek op ander. Mekaar se teenwoordigheid is 'n geweldige groot steunpilaar. Want jy weet, daar's iemand anders saam met jou in jou stryd. En iemand anders te deel uit sy of haar ervaring, wat iewers in sy en haar lewe dieselfde paadjie geloop het as waar jy nou is. En dit word 'n steunpilaar. En ons moet dit benut, ons moet dit gebruik. Die laaste wat ek wil noem van ander kinders van die Here se betrokkenheid en teenwoordigheid, wil ek graag hier gedeelte vir julle vertel. En dit is dat ander kinders van die Here se ywer en gehoorsaamheid, en is vice versa, het 'n invloed op mekaar. En daardie ywer en gehoorsaamheid word 'n steunpilaar in die koninkryk van die Here. En ek gaan vir julle hierdie getuienis vertel, nie om enige fokus na enige mens toe te skuif nie, want daar's te veel mense daarbey betrokke om iets of iemand uit te sonder. 'n Klompie jare terug kom ek in Rustenburg gemeente en ek vra vir die Here, waar kan ons hier by 'n sendeling betrokke raak en onderskraag en ondersteun. En so begin ek vir Dominee Vrelle Waal opsoek. Nou, hy was in my tyd op Koeskool en dis maar wanneer ons laaste met mekaar te doen gehad het. En hy is hoofsaaklik betrokke in Botswana en Zimbabwe en Angola. In daai areas lei hy predikante op. So dis sy werk. Nou soek ek hom op en iewers te kry ons mekaar in die hande oor die telefoon. Hy kom nie hier in die binneland nie. Hy is al in die bos in. Die lang en die kort. Nou vra ek vir hom as 'n bietjie betrokke raak by jou en wat kan ons doen? En so begin ons nou te gesels. En die Here beskik op een of ander manier dat ons mekaar te sien kry. En nou hoor ek, hy is nou al daar in Saronga, as jy armste deel in Botswana. Jo, bo in Botswana, daar tussen nowhere en nergens.
En wanneer hy daar werk, kan bly in so 'n tentjie. Ek het hom gesien toe ek die eerste keer daar kom, so 'n Troostprys tentjie. Een van die specials, as dit net dou is hy binne ook nat. Nou kan ek hierdie ding, die ou kan nie so lewe nie. Nou vraag ek vir hom, hoe lang opereer jy nou al so? Nee, 13 jaar. Intussen werk die Here in my hart. Kom ons maak 'n plan om vir die man 'n huis te bou. Maar min wetende, ek en hy sit in planne teken en ek maak planne en werk goed uit en nou is dit vir my moeilik. My kop werk by bakstene en dagga en al die normale goed, konkreet klip en gaan aan en bou en kry klaar. Maar dis daar in tussen nowhere en ergens, daar's niks. Daar is nie sulke goed nie. Nou, ek weet, hoe gaan ons hierdie ding doen? In die lang en die kort, hy sê vir my, nee, hy het by iemand kappe gekry. Ek sê, waar is hy goed? Laat ons het gaan haal. Nou gaan haal ek die kappe. Nou manoeuvreer ek hy goed dat ek hulle op my wa kry. Ons moet hulle opvat. So doen ek en hy nou navorsing en ons het toen 'n same kursus gaan doen, toe hy nou weer vir 'n slag hier in die binneland is. En die Here beskik toe op daai periode dat sy papierwerk toe nou by so 'n punt kom dat hy in die binneland moes wees vir 'n tyd voordat hy weer kan teruggaan. En in daai tyd gaan doen ons sommer same kursus op alternatiewe maniere van bou en wat. En al die goed wat saam met dit gaan en afwerking en al die dinge. Ek wil nie baie tyd spandeer daarmee nie, ek wil nou net kort noem. So werk die Here in my hart om 'n steunpilaar te word daar. Daar sal nooit iets tot stand kom nie, want niemand kom daar nie, trend nie. Min weet ek maak toe planne vir daai Desember vir 'n uitreik. Ek gaan planne maak en ons gaan die strukture, ek gaan koop daar by die skrapmetals 'n klomp pype. Dan gaan ek nou 'n staalstruktuur so lank daar opsit. Ek het 'n kragopwekker en ek het 'n welder, ek is gesort. Toe ek begin 'n reëling skryf en my planne agter mekaar kry dat ons kan beweeg. Hier werk die Here in dieselfde tyd sonder dat iemand om 'n tafel gesit het en praat het. Wek die Here ander mense op met presies dieselfde behoefte. Sonder dat ons mekaar ken. Sonder dat ons paaie iewers gekruis het. Op 'n manier kom ek te hore van hierdie ouens. En ons kom so na mekaar op 'n manier, kom ons daar aan. En dis die begin van daai huisbou in Seronga vir die sendingstasie. En die Here voorsien. Ek het nooit al die ouens ontmoet wat daarbij betrokke was nie. As ek daar kom, dan gaan ek weer aan. As ek weer daar kom, dan sien ek net nog 'n paar goed intussen gebeur en dan gaan ek nou weer aan met wat ek kom doen. En as ek weer weg. Die Here werk in verskillende kinders van ons harte. Presies dieselfde ding. Presies dieselfde tyd. Met presies dieselfde gedagte. Die dag toe ons die seeding in het en die konies op, die seun van wat dan laas naweek hier was, ek sal nie vergeet nie, toe ons so van die skervel afklim, toe sê hy vir my, pa, ons was hier, vanaf ons hierdie bome met die winch uitgetrek het, waar die huis moet staan, dan is ons nou sandwereld daai, ek trek hy doringboom, hy word net so in hy mopanies, hy word net so dinner en dinner en dinner. Ek trek hulle met die winch uit so een vir een, tot daar waar hy 4 hoekie dikte afbreek. Nou sê hy vir my, ons was hier vanaf ons die bome uitgetrek het, tot ons die seeding ingesit het.
Ons is seker nou klaar. As ons na hierdie steunpilare om ons kyk, was dit vir my 'n geweldige aansporing. Ek het nie al die materiaal nie, ek het nie al die goed nie, maar ek weet net ons moet dit doen. En so werk die Here in verskillende ander mense. Van daai mense het ek nooit weer gesien nie. Ek het hulle daar gekry en so. En as ek hoeveel keer daarna en ander gebeurtenisse voor dit ook. Waar kom ek nou by hierdie toets van gehoorsaamheid? Moet ek nou, moet ek nie, moet ek nou, moet ek nie. Moet ek nou waar gehalsig wees, moet ek nie. Moet ek nou hierdie stap, nee, moet ek nie. Dan gaan ek terug na daai steunpilare. Dis wat die Here gedoen het. En ek en jy het soms net daai aansporing van 'n ander kind van die Here nodig, wat net daai steunpilaar word. Kom ons doen dit net. Die Here werk op wonderlike maniere, want hy het beloof, hy gaan ons nie as wese agterlaat nie. En dis die volgende steunpilaar, die voorlaaste een, die Heilige Gees se betrokkenheid in ons lewe. Hy wat gesê het, hy gaan ons lei in die waarheid, en hy stuur die trooster en die onderpand, en al hierdie beskrywings van die Heilige Gees, het alles ten doel, om saam met ons te loop. Om saam met ons die pad te loop. Om saam met ons die stryd te stry. Hy loop langs ons. As hy nie 'n kierie naby is nie, en jy is versigtig wat jy gaan seer kry, dan help iemand. Jy kan hand uit by die trappe, by 'n skynste. By enige plek wat 'n gevaar is dit common sense. Gee hand. En die Heilige Gees wil daai rol vervul. Want hy gee vir ons die onderskeidingsvermoë om die dinge waarop het op aankom te onderskei. Dis vir ons 'n steunpilaar. Daar's baie ander steunpilare wat ons op kan reken en wat ons na kan kyk. Jy kan bietjie self gaan dink oor 'n klompie ander steunpilare. Maar die laaste steunpilaar wat ek wil noem, en ek en jy het 'n groot kans om deel van daai lysie te word. En dis die steunpilare van die geskiedenis. Hulle wat nie meer hier is nie. Maar wat sy ondersteuning 'n spore gelaat het. Die steunpilare van die martelare vir Christus. Ons het nou na Stefanus verwys, een van die geleenthede. Steunpilare van manne wat kon nee sê. Dink aan jong manne. Daniel. Hy kom in 'n vreemde land, hy het die ideale geleentheid om alles oorboord te gooi. Hy het die ideale geleentheid om sy kop uit te haak. Hy is in 'n vreemde land, hy is weg van sy ouerhuis af, hy is in 'n vreemde kultuur, hy is in 'n vreemde godsdienst, hy is in alles vreemd. En hy sê vir die koning, ek eet nie jou kos nie.
dat ek en jy kyk terug na voorbeelde in die geskiedenis, nie net in die Bybel nie, maar ook in ons geskiedenis, van manne en vroue, wat opgestaan het en 'n merk gemaak het. Ek dink in my eie bediening aan die predikante wat nie meer daar is nie, maar wat invloed in my lewe uitgeoefen het. Nie net predikante nie. Kerkraadslede, kinderbediening onderwysers, lidmate, mense in die geskiedenis wat 'n geweldige impak gemaak het in my lewe. En so het jy ook jou stories om te vertel. En jy het ook hulle om na toe terug te verwys. Maar ek wil hê jy moet daaroor dink. As die skrif sê, my tentwoning word eersdaags afgebreek en ek vertrek. En Paulus sê, ek het die stryd gestry, ek het die wedloop voleindig. En op 'n ander plek, die tyd van my heengaan is naby. Het ek en jy nog geleentheid om 'n steunpilaar te wees? Dit word nie gekoppel aan jou ID-nommer nie. Daar's baie ouer mense wat dalk nie meer kan doen wat hulle gedoen het in die verlede nie. Maar hulle het die ervaring en die ondervinding en die kundigheid en die geestelikheid en die pad met die Here gestap. En hulle kan hierdie steunpilaar ook wees. Ons kan ons nie geestelik aftree nie. Ons kan ons nie geestelik sê, ek is nou klaar, ek is nou op en verby nie. Die laaste stukkie kan ons nog produktief vir die Here wees. En mag die Here in die tyd wat voor lê jou bewus maak van hierdie steunpilare wat hy in jou pad sit. Moet hulle nie ignoreer nie. Moet jou braaf hou en maak, ag ek het hulle nie nodig nie. Pas op dat die Here hulle nie wegvat nie. En moet nie dan roep en soek na steunpilare nie. Ek en jy kan dit wees. Die Here verwag dit van ons. En net so het ons ook steunpilare nodig. In hierdie pad van gehoorsaamheid kan ons 'n aansporing wees. En mag die Here ons help om hierdie hulpmiddels sinvol te benut. Want weet jy wat gebeur? Kom ons trek dit deur na ons praktiese lewe. Julle weet hoe werk dit, die ou mense wat 'n heup breek. Hy het nie geval en toe breek hy 'n heup nie. Die heup het gebreek en toe val hy. Hoekom? Hy was nie versigtig en dalk staat gemaak op die hulpmiddels nie. Daar kan nou ander redes ook wees, ek wil nou nie daaroor hare kloof nie, maar die beginsel is, dit help nie ons speel cowboy, en ons kry seer, en ons benadeel onsself, en dan is ons alleen in die stryd nie.
Terwyl die Here vir ons in ons geestelike lewe hulpmiddels gee, dat ons die Here daarvoor dank. Want 3 tree verder is jy weer 'n hulpmiddel. Mag die Here ons daarin help. Kom ons gaan saam bid.